Let's see. Okay. Zijn we recht? Okay. So begin nervous. Ag, ons sal dit kom. So, daai kamera tel ons. So hierdie kamera tel ons beide op. Hierdie ouetjie is vir juffrou. En dan die wat ek altyd sê vir mense, dis self as juffrou se storie. Yes. Ek sal so tussen die name deurgaan van Roxanne, juffrou. Yeah. En dan soos ek altyd vir die mense, ek edit niks uit nie. Dis wat op juffrou se hart is. Okay. En die mense wil dit hoor. Soms voel dit sodat die mense wat dit sê, dink jy dit gaan nie saak maak nie. Dit gaan saak. Hou net daai in gedagte. Okay. So laat ons begin. Right? Dit is daar aan die go, dit is daar aan die go. Hy is aan. Laat ons begin. Dit is hier recording. Right op. Alright. Right, goeiemiddag, goeienaand. Goeiemôre julle. Whenever julle na hierdie video kyk. Welcome to Wisdom of Solomon. En voor ons met die gas gesels, het ons die maand van Maart man was Taking Hands. Ons is eerste gas vir Taking Hands en Taking Hands gaan waar skole gaan benader word, personeellede van skole. En dit is waar hulle bietjie vir die mense regtig kom vertel wat agter die skerms aangaan. Dit is nie 'n aanvalparade nie, nee. Dit is 'n information-driven session waar mense op die einde van die dag hande gaan kom vat. Van die skool se kant af, van die ouers se kant af en van die gemeenskap se kant af. Sodat dit op die einde van die dag die ouers sal baat vind, obvious gaan die skool baat vind en dan die groter prentjies vir die kind. Yes. Ons wil toekoms bou. Ons wil hande vat en hierdie dinge sukses maak. Mense sit met 'n wanvertroue daar buite. Kan nie almal die disclaimer nie almal sit met die mindset dat die onderwysers, onderwyseresse moet dit alles doen. Hulle word betaal. Desember maand gaan hulle huis toe. As hulle maand by die huis, hulle is al die vakansie daar by die huis, hulle is Easter weekend, alles dit. So hulle het genoeg tyd om my kind te spend. That is not supposed to be like that. En dit is waar hoekom ons hierdie sessie net, ons gaan net 'n bietjie deel. Hierdie gaan nie om my ouers aan te val nie. Hierdie gaan ook nie om die onderwysdepartement sleg te maak nie. Is tyd dat ons regtig waar ons kinders sukkel aan buitekant en hoe meer die kind sukkel, dis hoe ek sien, hoe meer sukkel die personeellede. En die ouers is so besig dat hulle nie eintlik daai effek sien nie. En die personeellede van die skole is wat daagliks daarmee deel. En dis my opinie is dat ek dink die personeellede spend eintlik meer tyd. Plus minus 8 ure. Yes, met die kinders. Waar die ouers by die huis kom, yes, is 'n hassel en 'n bustle en dan is dit net goeienaand en dan begin met die kos, eet, slaap ons. So ons wil hy gap wil ons baie nouer maak sodat ouers regtig waar daai verantwoordelikhede vat en dan ook juffrou sit hierso as 'n stakeholder ook om dan onderwyseres en onderwysers ook 'n bietjie ook te kom sê dat guys, we need to step up. Ons kan nie net aanneem dat dit soos in die verlede dit gewerk het, dat dit nou nog so gaan werk nie. So welkom. Welkom. Ons was 'n mond vol. Welkom julle. Toe ek laas jaar met juffrou 'n conversation het. Ek was nog by die markie by Kloetieswil. En ek sê juffrou, ek beplan 'n podcast team met onderwysers en onderwyseresse en ek sê juffrou, is juffrou in? Ek is in. Yes. En hier sit ons vandag. Dankie. Dankie juffrou. Juffrou net so 'n bietjie overview. Van wie juffrou is. Juffrou se naam van waar juffrou skool, waar juffrou groot geword. Bietjie agtergrond van die familie of die huishouding om so te sê. Okay. Goeiemiddag aan al die kykers. Ek is Roxanne Rode. Born and bred in Kloetieswil. Eerstens, ek is die dogter van die Allerhoogste. En dan is ek gebore uit
Pieter en oorlede Rosalind Jagers. Dit is my ouers. Ek is die 37-jarige dogter van hulle. My lewe lank het ek in Kloeterswil gebly en onlangs verhuis. Ek het skool gegaan by Laerskool Rietenbos. My hoërskoolloopbaan voltooi by Hoërskool Kloeterswil. Daarna het ek 'n jaar gap gevat. En na die gapjaar het ek gaan studeer by die Universiteit van Stellenbosch, waar ek BA graad gedoen het in geesteswetenskappe. Ek wou graag, ek wou graag opvoedkundige sielkundige geword het. Maar die Here het dit so bestuur dat dit nog nie vir my gewerk het nie. En ek het my nou toe daarvan afgesien. En ek het vir 2 jaar toe nou skool gaan nou by Laerskool Rietenbos. En daarna besluit om my studies verder te vat. En toe gaan ek weer uit die onderwys uit. 'n jaar weer terug voltyds by Universiteit van Stellenbosch, waar ek dan nou my PGCE, my nagraads gaan doen het in onderwys. En gelukkig vir my was daar toe 'n pos oop nadat ek klaar gaan studeer het. En toe ek weer terug by Laerskool Rietenbos, waar ek my nou 10 jaar al bevind. Okay. Ja. Juffrou, weer eens welkom by Wisdom of Solomon. Juffrou, mensen van, ek wil gewoon teruggaan, gapjaar. Yes. Is gapjaar regtig 'n goeie ding? Wel, ek dink dit verskil van persoon tot persoon. In my geval, ek was in matriek toe ek swanger was met my dogter, wat huidiglik 20 jaar oud is. So vir my was dit noodsaaklik om 'n gapjaar te vat, net omdat, ja, ek was 'n tiener mami, maar my het gevoel dat ek moet eers die bond met my dogter bou, voor ek verder kan gaan studeer. Want ten spyte van die feit dat ek in matriek swanger was, het ek nog steeds met 'n kwalifikasie geslaag om verder te kan gaan studeer by die universiteit. So my ouers het vir my daai gegee, maar hulle wil ook hê dat ek eers net daai bond met my dogter moet vorm. So dit is wat ek dan nog gedoen het. In ander gevalle vat mense soms gap years omdat hulle onseker is oor wat hulle wil gaan studeer. Som van hulle eindig in werksplekke op en dan voel hulle dalk agterna, maar om sommer reguit geld te verdien is beter as om nog te gaan studeer en dan te sukkel nog om in die werksplek te kom en dan eers te begin geld maak. So soos ek aan die begin gesê het, dit verskil van persoon tot persoon. Swanger in matriek. Yes. Toe juffrou uitvind in matriek en juffrou swanger, hoe was daai gevoel? Het gevoel of my hele wêreld it came crumbling down, wêreld alles onder my voete uitgeslaan. Obviously vir my ouers was dit net so 'n groot skok geweest, want ek was dan nou die voorbeeldige dogter geweest, A-kandidaat op skool en daar is ek nou swanger. So ja, dinge gebeur, jy raak verlief en so voort. En ja, ek het toen nou swanger geraak. Ek was net vir 'n paar maande uit die skool uit tydens die geboorte van my dogter, maar soos ek sê, ek het my eksamens gaan aflê, my eindeksamen, alles, ek het klaar gemaak in die jaar wat ek veronderstel was om klaar te maak, saam met my klasvriende almal geslaag, en ek het 'n kwalifikasie gekry, wat vir my toegelaat het om verder te gaan studeer. So ten spyte van die knocks, het ek nog steeds bo uitgekom. En ek moet sê, die ondersteuning van ouers en familie, baie belangrik. Ek kon dit nie sonder hulle doen nie. Prese, study en nog ook die stigma en die skaam rakende swangerskap. Waar het die koppe gedui het? Het was verskriklik moeilik. Het was verskriklik moeilik. Maar soos ek sê, die ondersteuning van my ouers, selfs destyds van my kerel, wat nou vandag my man is, na al die jare. So die bystand van almal, dat het regtig baie bygedra tot my wat bo uitgekom het. Nice. En as ek vandag terugkyk, ja, daar was baie in my groep, ouderdomsgroep wat ook swanger geraak het, en nie almal het dit gemaak nie. So daar is regtig daar waar dit soos in vandag se tyd as dit moeilik gaan, en dan sit ek net stil en ek reminis en dan gee ek myself 'n pat on the shoulder. Dan sê ek vir myself, maar sy het al reeds hier so baie gekom en maak nie saak wat die wêreld hier buite van jou gesê het en hoe hulle jou aanskou het nie. Jy het vir jouself en jy het vir hulle bewys, jy kan beter as dit doen. Jy is beter as wat jou omstandighede is. Daar's 'n meisie nou.
sy is ook in matriek. En sy skaam en sy voel, ek gee die hele ding op. Ek voel nie om met my lewe aan te gaan. Soos jy sê, alles het crumbling down. Yes. Daar is nie meer hoop vir my nie. Wat 'n boodskap het jy vir so 'n kind in hy huidige omstandighede? Wel, kyk, het is moeilik. Het is verskriklik moeilik en veral as jy nie support het nie, dan is dit nog moeiliker. But at the end of the day moet jy vir jouself sê, dit is nou vir my en die ongebore babatjie se toekoms waarvoor ek nou moet beklei. So, het gaan nie nou net meer oor my nie. Het gaan nie oor my wat nou wil moed opgee nie. Want daai kind gaan gebore word, daai kind gaan in die lewe kom, dan wat dan? Ek het nou tou opgegooi op my akademie, ek het sien nie meer kans vir wat ook al nie. Maar hoe gaan jy vir jouself en daai ongebore babatjie 'n lewe maak na die tyd? So ja, dit is moeilik. Ondersteuning het jy definitief nodig. Maak nie saak van wie en van waar dit kom nie, jy het ondersteuning nodig. Want ek glo regtig, ek kon nie vandag wees waar ek is as ek nie daai support gehad het destyds nie, regtig waar. En ek het biddende ouers gehad. Ek het selfs die man wat ek huidiglik het, hy was biddend vir ons gewees en jy weet, jy kom by 'n level wat tot op jou geloof daal. Yes. Want jy vra vir die Here, hoekom moet dit nou met my gebeur? Ja, jy weet, jy het verkeerde besluite gemaak. Dis hoe jy swanger geraak het. But at the end of the day, dan draai jy op jou geloof en jy vra, hoekom en waarom moet dit nou met my gebeur en alles. But then you just have to own up. Nee, jy moet verantwoordelikheid vat vir jou dade. En soos ek weer eens sê, dan gaan dit nie net meer oor jou nie. Dit gaan oor daai ongebore baba en wat die beste is vir daai baba. Jy kan dit nie beter sê nie. Verloor die mamma. Dogter en ma is baie close. Jy verloor jou ma. Daai experience het 'n heavy impak. Veral nou jy ook 'n huisgesin om na te sien en nou belewe ons 'n terugslag. Yes. Kyk, ek sê dit nou die dag vir 'n ander ou dat yes, dood staan vir almal se deur. Kom ons wees honest. Yes. Maar wanneer dit gebeur, verstaan ons niemand dit. Ja. Ek dink dit is op ons lewenskontrak dat daar 'n datum is. Yes. But we don't know when. Daai is die fynskrif wat ons nie wil lees nie. Hoe het jy vroeër gedeel in daai dark moment om so te sê? Yes. So as ek dit nou so kan sê, die Here het dit so bestuur, Marshall. My ma het kanker gehad. Okay. En toe sy uitvind van die kanker, sy het seker net so 2-3 jaar gelewe daarmee. So dit is asof ons was prepared. Nee, soos hulle mos sê, kanker is soos 'n doodsvonnis. Yes. Nie almal survive dit nie. So ja, ons was soort van prepared gewees. En met die tyd wat ons nou uitvind dat my ma swanger, ekskuus tog wat sy gediagnoseer is met die kanker, is ek ook toe nou swanger. Toe kom die tweede babatjie, nou die tweede babatjie is toe nou op pad. Maar soos ek destyds vir mense gesê het, die swangerskap was vir my heeltemal different. Ja, 20 jaar gelede was ek 'n tiener en dit was ook moeilik, maar die support was daar. Okay, nou is ek getroud, ek gaan nou die babatjie in die huwelik net en alles, maar dis moeilik om die vreugde te gevind het in my swangerskap met die wete dat hier's my ma siek en ek mag enige tyd verloor. So dit was nou die tweede difficult pregnancy wat ek nou gehad het. Maar nietemin, hulle sê mos die Here gee en hy neem, nee? So dieselfde jaar toe my ma sterf, my babatjie was 3 maande oud en toe kom my ma tot sterfte. En my ma, soos ek nou in die begin gesê het, my ma was die een wat vir my gesê het, om eers die gap year mos nou te vat na die eerste baba en daarna mos nou verder te gaan studeer. En sy het soort van, toe ek gaan studeer, toe maak sy nou my dogter groot. So my dogter was 'n ouma kind, as ek dit so kan sê. Ek is daar in die huis, maar ouma was meer die ma-figuur in die huis. En ek dink, die tyd met my ma se sterfte, het dit my dogter meer getref as vir my. En ek moes op daai stadium sterk wees vir beide van ons. Ja. En het ek nog die pasgebore babatjie, so ek kon dit nie verloor nie, ek moes dit net together gehou het. Maar tog dan kry jy jou daar wat you have a breakdown. You have to let go. Jy moet uiting gee aan jou gevoelens. Maar ek is die Here ewig dankbaar, want jy weet Marshall, die dag toe, sy was in hospice gewees, en die
dametjie van hospice laat weet toe vir my, ek is in die skool die dag, sy laat weet toe vir my, maar dit lyk nie so goed nie, sy dink ons moet nou kom as familie en ons moet nou kom groet. En ek het nog daai geleentheid gehad om vir haar totsiens te sê. So, ek dink dat dit vrede in my hart gebring. Dit was vir my 'n troos gewees, dat ek kon nog vir haar totsiens sê. Dit was nie net 'n sommer net 'n verbygaan nie, jy weet. En ja, soos ek sê, die kleintjie was nou daar gewees. Hy was 3 maande oud en hy het toe nou vir ons die vreugde in ons lewe gebring. Because of the loss that we had, het hy nou weer die joy teruggebring in ons lewens, ja. Ja, is tough om daai, hoe kan ek sê, oor hy brug te kom. Is nie maklik nie. En op 'n lighter note, waar kom die liefde vir onderwys? Ek was nog al die tyd lief vir kinders. Die familiekinders, ek was gaande oor hulle. Ek wou net pop speel met hulle. Skooltjie gespeel met hulle. Maar sal ek gaan 'n geheim vertel. Goeie. My broer maak nog dagliks spot hy nog met my oor dit. Toe ek was 'n baie van 'n lone tipe child, nê? Ek het tussen 3 broers groot geword. So enigste meisiekind, het hy altyd maatjies gehad, ek was maar net inhuisig. Ja. En dan Marshall op 'n baie jong ouderdom. Dink ek was seker nog in die crash of graad 1. Dan het ek met my ma se toiletries gespeel. Die roll-ons en die spray en die lotions en daai was my maatjies gewees. Ek was die juffrou en ek het vir hulle geteach. Ja. Daai is my manier hoe ek soort van begin het 'n liefde ontwikkel. En die lotions en sprays en goedes het later van tyd mense geword. Wat ek nou bedoel van, later van tyd toe ek daai liefde oorgedra in my kleiner niggies en neefies, nê? Niggies en neefies kinders. En ek was net daai tipe niggie wat wou babysit. Ek wou net die hele tyd met die kleintjies doen, nag weer so. En die jaar toe ek was graad 10. Ja, nee, toe ek nou gekatkeseer het, toe ek nou lidmaat word van die kerk. Dan word daar mos soveel gesê, jy moet nou of een of ander instansie in moet jy nou gaan deel wees, dat jy nou nie verlore raak van die kerkie. En omdat my hart so sterk was oor kinders, het ek gevoel, maar ek gaan nou nie sonnaskool. Nice. Daar het ek vir my vir 13 jaar bevind. So ek het 13 jaar sonnaskool gehou by die kerk wat ek aan behoort het. En toe ek en Ria nou trou. Ja. En toe het ek mos nou van kerk verander en toe hou die sonnaskool ook nou op. So ja, die liefde vir onderwys of die liefde vir kinders, ja, was my altyd daar. Die liefde en die passie vir kinders. En soos ek gesê het, my eerste rigting van studie of my beroep was eers in opvoedkundige sielkunde, maar toe dit nog nie uitwerk nie en toe het ek nou voltyds in die opvoedkunde gegaan. Want ek dink die Here het geweet die kinders by die skool, die mainstream, het my meer nodiger as die special kinders wat nou net gaan kom vir sielkundige behandeling. Die mainstream het my meer nodiger. So ja. Juffrou by die skool, gaan juffrou ook huis toe? Soms raak die lines 'n bietjie blur. Dan hoor ek dit ook van die man en dogter sal ook soms sê. Maar ja, soms het 'n mens net die lyn is nie altyd duidelik nie. As Marshall nou bedoel in terme van hoe ek miskien nou dissipline handhaaf, nee? Ja, dan gaan die juffrou soms huis toe. En dan sal, soos ek sê, dan sal die man en die dogter altyd ook vir my bewus maak, mami, maar jy is nou tussen ons, moenie vir ons soos jou skoolkinders behandel nie, nee? Dan moet mami gou weer 'n step back vat en dan moet sy gou haarself eers weer together kry en besef, okay, maar nee, jy kan nie so met hulle praat nie. Daai kind by die skool was miskien nou disrespekvol geweest en jy het dit nou so hanteer, so jy kan nou nie jou gesin ook so hanteer nie. So ja, the lines sometimes gets blurred, maar dan moet jy jouself nou net weer terug aarde toe bring en sê en besef waar jy jouself bevind en tussen wie jy jouself bevind. So ja, soms gaan die juffrou huis toe as dit kom by dissipline en soms bly sy agter by die skool. Okay. Maar in terme van skoolwerk, Ja. definitief. Ek sê altyd, baie mense dink onderwys is net 'n 8-to-3 job. Yes. En hulle is soos, wow, ek wens ek kan 'n onderwyser wees, want as dit 3 uur is en die klok lui vir opvoeders, dan gaan jy huis toe, jy kan maak wat jy wil, jy kan nog jou huis gaan skoonmaak, jou kos gaan doen, wat ook al. But they don't realize that being an educator is actually a 24-hour job.
kos die werk hou nie regtig op nie. Dan sal baie mense ook sê, ja, but you must work smarter and not harder. Dit is nie altyd vir almal die geval nie. Want ek is een van die onderwysers in my skool wat altyd die laaste weggaan van die skool af, nê? As ek uitstap uit by die lokaal, by die voorportaal, dan is dit net my kar wat in die parking area staan. Ek weet dit, ek besef dit. Ek doen maximum wat ek kan by die skool na ure, na die leerders weg is. Doen ek wat ek moet doen, juis om die werk huis toe te vat nie, maar dit is nie altyd maklik nie. Want soms het jy byvoorbeeld soos nou wat dit assessering is, jy het merkwerk. So jy kry nie altyd die tyd in skooldag om te sit en merkie. So now you take your work home. So dan moet die juffrou huis toe gaan. En die juffrou gaan werk dan nou by die huis. Obviously nadat alle huisduties en family duties mos nou gedoen is. Marshall, ek is een van die bevoorregte onderwysers wat 'n groot dogter het. Okay. So sy vat van my lekker aan die hand. Nice. Nee, as dit nou kom by kos maak en die huishouding en selfs met die boetie. So ja, sy vat my lekker aan die hand. So as ek nou moet juffrou wees by die huis, dan weet ek het 'n man op wie ek kan staat maak. Ek het 'n oudste dogter op wie ek kan staat maak. Selfs my 5-jarige seentjie, hy is verstandig genoeg om te weet as mami klaar met die homework gehelp het, dan gaan mami nou weer mami se homework doen. So ja, ons verstaan mekaar. So die juffrou gaan huis toe, as dit kom by werk, saam huis toe neem, dan gaan die juffrou ook huis toe. Okay. Ja. 100%. En is baie belangrik dat 'n mens die balance moet kry. Definitief. Sodat daar nie, hoe kan ek sê, gecompromise moet word eintlik. Yes. Hoekom is dit so, dis nou my viewpoint, waar onderwysers is, hulle kinders gaan nie daar skool nie. Wat is die storie rondom dit? Nou, soos in my geval, nee, ek dink dit verskil ook van onderwyser tot onderwyser. Ja. Want ek het kollegas by my skool wat van hulle kinders daar het. Okay. En dan is daar weer van ons wat nie ons kinders het nie. En die majority van ons wat nie ons kinders het nie, is omdat ons kinders Engels groot maak. Veral academically, nee? Soos my seentjie, hy is bilingual, maar ons verkies om vir hom academically Engels groot te maak. So die skool waar hy is, bied mos nou vir hom Engelse klasse aan. Hulle het die Engelse klasgroepe. So ja, en ek sien ook dat in my ander kollegas wie se kinders nie by ons skool is nie, hulle kinders is ook Engels sprekend en hulle is by Engelse skole, wat ons skool mos nou nie aanbied die Engelse klasse nie. En ek dink in die meeste gevalle is dit dat 'n mens wil konflik vermy met jou kollegas, nê? Want baie keer die kindjie gaan of jou iets kom sê as 'n mamma en dan gaan jou kollega of jou iets anders kom sê as 'n juffrou van die juffrou se point of view af. En nou is dit jy's in die middel, want my kind het nou so gesê, obviously daai is my priority versus my kollega. So nou moet daar nou issues geresolve word. En soms word die issues nie resolve nie. En dan kan dit nou, jy weet, dit veroorsaak dan nou konflik tussen die kollegas. Ja. Want obviously ek wil my kindjie vertrou of ja, ek wil my kindjie vertrou, ek wil nou sy of haar woord neem. Maar ek moet ook van 'n onderwyser perspektief af, moet ek ook na my kollega luister. So ja, ek dink in meeste gevalle is dit maar om konflik te vermy. Nee, is nie te sê dat die skool waarby jy teach is nie goed genoeg vir jou eie kinders nie. Dit is nie noodwendig dit nie. Dit is maar net oor, soos ek weer sê, die taal perspektief en dan ook dan om konflik tussen jou en jou kollegas te vermy. Is dit ook sens van die deel dat sekere waar die kind na skool gaan en hulle weet juffrou se beroep, dat hulle ook soms se intimidated voel, dat hulle ook maar daai distance 'n bietjie, ek wil op juffrou se tone trap, juffrou ken. So ek gaan nie kans wat nie dat al die personele dit so is nie. Dink juffrou daai is 'n geval by sekere skole waar juffrou dalk daai agtergekom het as 'n ouer vergadering. Yes. Kom as 'n ouer, maar hulle sien juffrou se juffrou, so juffrou ken 'n bietjie in die agtergrond. Ja. So hulle moet mooi hulle kaarte speel. Net so. Is dit die geval soms? Ja, dit is ook 'n geval waar die bedoel jy nou die kollega. En ek praat nou van juffrou se kind is by 'n ander skool. Okay. So nou gaan juffrou na die kind se ouer vergadering Okay. as 'n ouer, nie as 'n Okay. Nie as 'n juffrou nie, but Yes. that teacher knows that I'm a teacher. Okay. Weet jy nogal nie, want selfs met my oudste dogter, nie baie van haar opvoeders het geweet dat ek 'n opvoeder is self is nie. Totdat ons nou mekaar face-to-face ontmoet het, want jy weet, jy vul mos nou dokumente en goed in. Ja, die onderwyser kyk die dokumente, maar jou ouers se beroep is nie noodwendig vir my van toepassing nie. Ek soek maar net die ouers se contact details en so voort.
So ja, dit sit nie vas in 'n onderwyser se kop wat jou ouers doen nie, maar tot julle mekaar nou face-to-face ontmoet en julle nou 'n gesprek en so dan sal ons nog besef, maar jou mami is ook 'n opvoeder en ek dink ja, soms dink ek dan begin hulle nou begin hulle pas op ons want ek kan nie nou enigiets uitlaat of so nie want die vrou weet waarvan ek praat, want sy is ook in die onderwysberoep in. So ja, so in die verlede soos ek sê met my dogter was dit nie noodwendig 'n geval waar opvoeders so gereageer het teenoor my nie. En selfs nie nou nie. Okay. Want my seentjie is maar nou, hy's maar nou eens in graad R. Okay. So hy begin maar nou eers sy skoolloopbaan. Ek hoor. Ja. Klasse hoor ek is overcrowded. Kom ons, ek weet of juffrou kan gee nie. Ons vat dan nie juffrou se klas nie. Ons vat in algemeen. Hoeveel kinders is daar in 'n klas? Wel, op die oomblik voor juffrou dit antwoord. En hoeveel is veronderstel om dan te wees. Okay. So in ons klasse is daar in die meerderheid van ons klasse is daar net so oor die 30 leerders, nê? Nee? En vir ons wat nou al met 40 plus leerders gedeel het in die verlede, is dit nou 'n breeze. Okay. Nee, is dit 'n breeze, maar dit is nie in al die gevalle nie. Ons het wel klasse waar daar leerders 40 plus in is en dit is nogal challenging. Ja, ja. En ongelukkig is dit iets waaroor die skool nie beheer het nie. So wat ek daarmee bedoel is daar is nie genoeg opvoeders. Die skool of die departement kan nie genoeg opvoeders afford om meer klasse in daai spesifieke graad in te hê nie. So nou is dit 'n mette van, daar is byvoorbeeld nou net 2 opvoeders, maar daar is soos amper 90 leerders vir die graad. En nou moet daai 90 leerders nou tussen daai 2 opvoeders opgesplit word. So dit is so 'n geval by ons op die oomblik, ongelukkig. Maar ons het sterk onderwysers wat werk met die leerders. Gesoute onderwysers wat werk met die leerders. En ons het selfs assistent 1 of 2 wat help in die grade in. So dit is nie te sê dat omdat daai klas nou 40 plus kinders in het, dat daai kinders gaan nou nie genoegsame individuele aandag kry nie, nê? Dit is nie die geval nie. Daai kinders kry die aandag wat hulle benodig. En die feit dat daar assistente in die klas is, maak dit ook makliker. Want die assistent vat lekker die opvoeder aan die hand. So waar die opvoeder miskien nou met 'n groepie van 10 werk, dan sal die assistent nou die res van die klas besig hou. Verstaan jy? So ja, die challenges is daar so, vir alles wat kom by dissipline. Yes. Nee, die challenges is daar, maar soos ek sê, ons het gesoute, in ons geval, het ons gesoute opvoeders in die klasse wat oorvol is. So, in 'n ideale stelsel, sou ek sê 25 of less, sou ideaal gewees het, dan weet jy kan letterlik met die kind individueel werk en die kind die nodige aandag wat hulle nodig het. But unfortunately, in ons gemeenskap, ons het te veel kinders, te min skole, en nie al ons kinders gaan uit ons gemeenskap uit om by ander skole te gaan nie, want daar is mos nou ander klomp faktore wat mos nou 'n rol speel. So ons moet plek maak vir ons kinders. Ons kan ook nie ons kinders op die straat laat dwaal en vir die wolwe gee nie. So wat doen ons? Ons gooi ons hande in die lug en sê, nou weet dit, nou weet hy nie, klaar die hele tyd nie. Ons accept hulle en ons maak die beste van die situasie. Nice, ek luister daai. Bullies. Bullies is een van die groot dinge wat by skole nou kop uitsteek. Hoekom? En dis nie net nou nie, Marshall. Dis 'n ding wat nou al van oertyd afkom. Yes, kyk jammer nou juffrou. Yes. In ons geval het ons 'n wy gehad om dit vir beide te werk. Ek dink by die huis was ons 'n bietjie differently groot gemaak. Dit klink baie snaaks nou. Yes. En om ore te sien. Maar vandag se kinders is 'n bietjie different en nou word daai gesien. Elke ding word gesien as boelie. Kyk, as iemand my brood afgevaar het in skool, is boelie. Is niksie. Is niks, dis okay, so right. Verstaan? Iemand sê vir my, ja, maar sy bly in 'n hokkie in. Yes. Daar is niks vir my nie. Yes. Vandag word hy gesien as boelie. Bullying, ja. En hoekom is dit nou so 'n groot issue? Ja. Want destyds was daar nie van het gepraat nie. Nou is dit amper 'n mainstream probleem. Yes. Why? Ek dink as ons nou praat nou van sulke gevalle, soos jy nou die voorbeelde gemaak het van die brood afvat of van waar jy bly. Ons kinders word deesdae baie groot gemaak om bewus te wees van hulle emosies, nê?
So, hulle word ingelig van, as iemand nou vir jou dit sê, dit is die reggie, as iemand vir jou daai sê, dit is die reggie. Jy weet? So, kinders is meer bewus. So, dus hoekom is dit so 'n touchy feeling subject. So, as jy nou my brood gaan afvat, dan gaan ek nou klaar en dit gaan gesien word as bullying. As jy nou vir my gaan gay oor waar ek woon, jy raak my gevoelens aan, ek gaan dit sien as bullying. Right? Maar dan ook, Marshall, die meer erge gevalle van waar kinders fisies geslaan word of hulle word met die mond geboelie. Lelike goed word geuiter teenoor hulle. Ek dink, hoekom het deesdae so 'n groot ding is in skole, is die gemeenskap. Is waaruit ons kinders kom. Ons weet, ons Kloetersville gemeenskap, het is nie meer wat het was nie, toe ons destyds skool gegaan het nie. Ons kinders word op 'n daglikse basis aan crime blootgestel, nee? Die geskietery, die dwelmmishandel, al daai tipe van goedes word hulle aan blootgestel. So, ek het nou eendag toe sê ek nog vir my kinders van, ek het kom leer dat hurt people, nee, soos hy song gaan, hurt people. So as jy gedurig, Marshall, jou ouers is, hulle is verslaaf aan drank en aan dwelms en hulle gee nie regtig om vir jou nie, daar is nie liefde in die huisie en jy word dalk ge-abuse in jou huis in. Dan kom jy skool toe met die seer en jy voel maar, omdat ek seer gemaak word deur die persoon wat aan veronderstel is om vir my lief te het, gaan ek die seer op iemand anders uithaal. En ongelukkig is die victims, die maatjies by die skool. So, jy is onskuldig, die victim is onskuldig, maar omdat ek seer het in my, voel ek wil dit nou op jou uithaal. Ek wil het, jy moet ook voel soos ek voel, man. Ek dink dit is die grootste ding wat deesdae in ons kinders insteek. En soos ek net nou genoem het van die touchy feeling, daar kan nie 'n vlieg soos ons sal sê op ons kinders se neus sit nie, dan wil hulle afhak. Ja. Is nou of ek gaan jou nou 'n lelike woord sê, of ek gaan jou sommer nou te lyf kom. Ja. So weer eens, dit is wat hulle sien in die gemeenskap, dit is wat hulle sien rondom hulle. Dit is nie jou normkind wat, jy weet wat uit 'n liefdevolle huis kom en so, wat hy noodwendig hy boelie gedrag toon by die skool nie. It is mostly those waar alles rondom hulle gebeur en waar hulle sien, maar dit is nie veronderstel om dit te visie. Dit is hulle wat seer het by die huis, of seer kry by die huis, wat dit kom uithaal by die skool. En daar is nou die ongeluk van dit. Yes. Juffrou, daar is nou van ander skole, en juffrou praat van die gesoutes, wat redelik weet hoe met sekere situasies te deel. Hoe deel 'n personeel dit met 'n boelie? Is in die klas, hier gaan nie, even die onderwysers, wyseresse word ook geboelie. Yes. Hoe deel jy met dit? Yes, dit is een van die hartseerste dinge. Want jy kry kinders, deesdae word die rolle mos by die huis omgeruil, né? Yes. Die kind is die ouer en die ouer word van 'n kind gemaak. So nou kom my kind met daai houding skool toe. Van my ma sê nie vir my nie. Nog 'n hartseer geval, baie van ons kinders word nie by hulle maans groot nie. Die pa se afwesigheid speel ook 'n rol. Kind word miskien by ouma of selfs by jou voog groot. En dan kom die disrespek ook daarin. Nou kom my kind van die huis af so skool toe, dan kom toon hy kind die disrespek so teenoor die opvoeder en teenoor die maatjies. Ja, dan is dit 'n mette van my ma of my ouma of my auntie sê nie vir my nie so, juffrou, wie dink jy is jy om vir my te kom sê, né? Ek slaan wet by die huis, so ek sal wet ook slaan in jou klas in. Jy kry van my kinders op die laerskool graad 3. So klein soos hulle daar is, hulle kom met daai houding skool toe. Baie kere voel jy as opvoeder miskien jou handes afgekap. Want nommer 1, die wette sê aan jou kant nie. Die haie mense, daar is net nie hulp vir jou nie. Nee, jou hande so te sê afgekap. So jy moet ook nou in jou pasoppens wees. Hoe hanteer jy nou die situasie? Want at the end of the day, ek kan jou werk verloor. Yes. So ek het nou gekom om te kom werk, om vir die kind nou te kom leer van hoe die kind 'n beter mens in die wêreld kan wees. Maar die kind kom nou disrespekvol na my toe. Een wrong move van my af, dan verloor ek my werk. Waar ek nou net gekom het om eintlik van jou 'n beter mens te kom maak, verloor ek my werk en jy wat nou die boelie was, jy wat nou disrespekvol was, jy gaan aan met jou skoolloopbaan. So
'n onderwyser moet ook maar by in sy of haar pasopins wees oor hoe hulle 'n situasie hanteer as dit kom by bullying. So eerstens, as dit miskien nou is twee maatjies met mekaar, dat word nou aangemeld of by 'n prefek of dit kom nou na die onderwyser toe. Die onderwyser vat dit dan nou na die HOD toe. Die HOD besluit dan nou wat is die beste oplossing afhangende van hoe ernstig die boelie nou was. En dan je laaste stap is dan om het nou naar die hoof toe te vat. En dan weer eens afhangende van hoe ernstig het was, word die ouers dan nou ingeroep. Nee? Soos in meeste gevalle word die ouers in elk geval in kennis gestel as daar nou iets gebeur het by die skool, beide aan die victim se ouer en aan die perpetrator se ouer. En as dit nou nodig is, dan sal hulle nou die ouers inroep om nou te kom sê wat is die volgende stap en sovoorts. Ja. Ek vra mense nou van die boelie storie en mense hoor baie nou en jy sien dit ook op social media in skole in waar opvoeders dit verloor. Ek gaan nou net die voorbeeld maak van boelies, is baie goed wat dit sy reaksie net wat dan die opvoeder so laat optree. Hoekom is julle so onder baie presse? Onderwys is very demanding, nee? Behalwe die feit dat jy gaan berei jou nou voor vir jou lesse, jy gaan nou teach. Dit stop nie daar nie. Baie mense besef nie dat onderwys is eintlik meer van die kwesbaarste beroepe wat daar is. Because it stop nie by educating nie. Ek gaan nie net daagliks skool toe en ek gaan leer vir my kind boeke kennis nie. Nee. Ek is daagliks 'n verpleegster, ek is daagliks 'n advokaat en soms ook 'n Uber by die skool. So, it stop nie net by teaching nie. Daar is soveel ander faktore. Because jy moet weet as jy jou kind skool toe stuur, Marshall, dat die opvoeder na wie toe jy jou kind stuur, die is jou kind se tweede ouer. Yes. So jy moet die opvoeder kan vertrou dat wat ook al die kind by die skool doen en soos ons aan die begin gesê het van die onderhoud, die kind spandeer en die onderwyser spandeer plus minus 8 ure 'n dag, 5 dae 'n week met die kind met mekaar. So as 'n onderwyser vir jou inlig dat jou kind het miskien nou oortree, dan moet jy die onderwyser kop toe vat en nie dink is nou weer 'n klag of is nou weer dit of 'n dat. Because weer eens, die opvoeder spandeer baie tyd met die kind gedurende die dag, 5 dae 'n week. Ja. En om terug te kom op jou vraag, dat soos ek nog gesê het, dit stop nie net by educating nie. Nee, daar's soveel ander dinge wat 'n onderwyser ook moet doen. En besides that, dan soek die departement of die hoërgesagte soek ook nog hulle pond vleis, want die admin gedeelte wat gepaard gaan vandag met onderwys, it's very demanding. Ja. So dit raak uitputtend, dit raak jy kan jouself verloor en dan boonop dan kry jy mos nou daai kind wat nog die dissiplinêre probleme vir jou gee. So dan is daar kere wat jy voel, man, ek het nou net genoeg gehad, ek kan nie meer nie. Dan moet jy jouself net eers gou weer together kry en besef hoekom jy dit in die eerste plek gedoen het. Wat is die doel dat jy vanoggend hier toe gekom het? Nee? Yes. So ja, jy kan jou sanity verloor in die beroepen, maar dit hang ook van jouself af hoe jy dan nou weer tot rus te gaan kom en besef wat is die doel. Sure. Ek dink dit gaan nee, ek weet dit gaan baie opvoeders help met net om elke oggend vir jouself te remind hoekom jy dit doen. Juffrou, hoekom wil die kinders op skool toe gaan nie? Die kinders voel education is nie vir hulle belangrik nie. Die kinders voel dat veral die wat ouer broers en susters het, mostly broers wat ouer broers het as rolmodelle. Hulle voel baie van hierdie broers dan nou hulle raak verlore in die gemeenskap, nee? Gangsterisme trek vir hulle in. Dwelmmisbruik trek vir hulle in. Alkoholmisbruik trek vir hulle in. Nou jy as jongeling, jy beskou nou jou ouer broer byvoorbeeld nou as jou rolmodel. Nou sien jy maar, maak nou byvoorbeeld Boeta is nou vasgevang in gangsterisme. Boeta, ja, hy doen verkeerd, maar Boeta lewe ook aan 'n lekker lewe. Want Boeta word dan uitgesort deur van wie hy dit doen, sort vir hom uit. Yes. So, hoekom moet ek aan ons skool toe gaan en gaan leer? En at the end of the day, daar is nie garantie dat jy werk gaan kry nie. Daar is nie garantie dat jy geld gaan verdien nie. So, hoekom kan ek ook dan nie net van die pad af raak en nou Boeta se voetspore volg nie? Jy weet?
net so 'n bietjie insight, Marshall, ek het 'n leerder gehad, nee, as ek nou 'n bietjie persoonlik kan raak. Ek het 'n leerder gehad wat sy broer verloor het in gangsterisme en hy's nog so in die skool, maar jy weet, hy het ook so 'n bietjie probleme gegee en so. Ons het baie beklei om vir hom in die skool te hou, want ons woorde gedurig aan sy ma was, ons wil nie vir hom vir die wolwe gooi nie. Juist omdat ons weet wat die agtergrond is van hom. En die kind sê die dag vir my, toe ek nog so praat met hom, 'n one-on-one, ons het baie one-on-ones met ons kinders, jong. En daarom sê ek, ons is sommer sielkundiges en alles in een, jong. En ek praat nog die dag met hom, en ek vra vir hom, maar, hoekom wil sy nie meer skool gaan nie? Hoekom voel sy dis beter om by die huis te wees, waar sy word niks geleer nie, sy kan niks in die lewe word as sy nie education het nie. En hy sê vir my, juffrou, maar ek voel ek wil deel word van dit wat my boetie van deel was, om revenge te vat. Dit is die kind se woorde aan my. En hoe oud was hy? My hart was stikkend. Hy was approximately 13 jaar oud, 12, 13 jaar oud. En unfortunately, Marshall, laas jaar toe verloor ons hom in die dood. Daai is wat in ons kinders se koppe in aangaan. Hier is die rolmodelle vir hulle in ons gemeenskapie. En unfortunately besef hulle nie dat ons as onderwysers, ons weet, ons besef van, ons kom uit die gemeenskap uit, ons besef wat die aangaan en ons wil vir hulle juist wys in die skole in. Die lewe is beter, man. Jou toekoms kan brighter wees as dit waarin jy vir jou nou bevind. Daar is van hulle wat ons woord vat vir dit en hulle kom omdat hulle honger is vir opvoedkunde. Maar daar is van hulle wat dan al op 'n vroeë ouderdom, hulle gee hoop op. Hulle gee hoop op. Hoe maak ons hierdie ding reg? Ouers, onderwysers moet hande vat. Ja. Soos jy aan die begin gesê het, Marshall. There is no two way about that. Ons as onderwysers kan nie alleen beklei vir die kind nie en vir die kind se toekoms nie. Dit gaan ongelukkig van die ouer af ook aan. Ouers kan nie dink hulle hoef niks te doen by die huis en hulle stuur net hulle kind skool toe nie. Die skool is nie 'n duitjie wat jou kind oppas nie. Ons is daar om jou kind opvoedkundig groot te maak. Die basics moet jy as ouer ongelukkig by die huis doen. Because the moment you found out you're pregnant, mommy spesifiek, toe moet jy realize, daar gaan nou 'n responsibility kom. En jy gaan die responsibility moet dra. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Jy het mos daai keuse gemaak, soos ek nou net oor myself gesê het. Dit was mos my keuse. Ek het swanger geraak. En toe ek uitvind ek is swanger, toe moes ek nou myself besef. Maar nou gaan ek 'n verantwoordelikheid hê en ek gaan die verantwoordelikheid moet dra. So wat is die volgende stappe? Jy kan nie net aangaan met jou lewe asof niks gebeur het en asof jy vir jouself lewe nie, as jy 'n ma of 'n pa is nie. Baie keer ongelukkig, maar as hulle is dit die geval, die pa stap weg, die pa is glad nie teenwoordig nie. So daai afwesigheid van daai pa-figuur veral, dit dra drasties by tot ons kinders se dissiplinêre houdings by die skool. Ek het nou onlangs het ek 'n pa gehad, nee. Ek het vir my kollegas gesê en vir my hoof gesê, dis die eerste keer in my 10 jaar van skoolhou wat ek 'n pa gehad het wat erken, Marshall, dat sy afwesigheid in sy kind se lewe dra by tot hy kind se dissipline. Pa's doen nie dit team. Hulle is net, jy sien hulle nooit nie. Dit is of die ma, of die ouma, of die auntie, onder wie se toesig die kind is. So, unfortunately, die meerderheid van ons kinders, ek praat nou van ons skool spesifiek, is ouma kinders of voogde kinders. Daar is nie noodwendig 'n ma nie, want die ma was miskien jong toe sy die kind gehad het, en sy het die kind net aan die ouma se sorg, of aan die auntie se sorg gelos. So, ons kinders word met daai groot, en as daai fondasie by die huisie reg gelê word, dan is dit moeilik vir ons as onderwyser om dit verder te vat. Maar ons doen ons beste. Ons doen wat ons kan, ons doen wat ons moet. En die enigste manier om terug te kom op jou vraag, hoe ons dit kan beter maak, hoe ons die gap gaan vul, is as ons die hand van die ouer afkry, met ons sinne, en then ons kan die bridge kan ons maklik vul. Sure.
die curriculum, is dit nog, hoe kan ek sê, trendy vir die kinders nog om soos jy gesê het, die woord gebruik, honger te wees vir education. Is dit nog, hoe kan ek sê, is nog die moeite werd? Weet jy net, daar's baie vakke wat so te sê nog vasgevang is in old school ways, maar die opvoeder probeer dit om dit so huidiglik as moontlik te maak, nê? Om daai belangstelling te kry in daai kind en uit daai kind uit. Soos ek byvoorbeeld nou, ek bied natuurwetenskappe aan, nê? En vir my, ek weet, ek kan nie net in 'n klas sit en uit 'n boeke deeldag lees vir die kinders, notas van 'n bord af skryf nie. Ons moet practical raak. En dis wat baie van ons kinders van hou, nê? Ek kan nie byvoorbeeld, soos ek nou gesê het, 'n les net so uit die boek uit leer nie. Ek moet vir daai kinders op 'n projekte iets kan aanbied. Ek moet, jy weet, ek moet gebruik maak van die bronne wat ek het en unfortunately het al die skole nie access tot daai resources nie. Maar die van ons wat dit wel het, ons moet gebruik maak daarvan om ons kinders lekker interaktief te kan deel maak van die lesse en om weer eens net hy honger en hy lus te kan skep vir die opvoedkunde. Ja. Die kinders van die curriculum om dit vir hulle relevant te maak, dis die woord wat juffrou van gebruik het. Yes. En is daar, juffrou het nog baie iets profound van mense, swangerskap, tienerswangerskap, dis baie hoog. Is daar 'n les of curriculum wat relevant is rakende daai touchy subject? Want die kinders is die jong dames is los daarbey. Yes. Word daar, soos juffrou sê, soms met juffrou counselor is, sielkundige, dis nou juffrou se kant. Ja. Is daar ook van die ander opvoeders wat ook so geskield is om te sien dat hierdie kind is op pad daarna toe. Ek moet somewhere in my lesson daai is dit deel van my veld, moet ek dit nog steeds inbring. Word daar regtig erns gesien van daai in die skole? Ja, gelukkig, maar so vir ons, nê, ons het soos die community keepers ook deel van ons skool, nê. Hulle is mos nou die sielkundiges vir die skool. So hulle is lekker aktief daar by ons, nê. Hulle stasie binne in ons skool en so hulle is daar om vir ons aan die hand te vat. So baie kere dan is daar subjects soos jy nou sê byvoorbeeld soos die tienerswangerskap wat onderwysers en veral die wat dalk nog die kinders het, wat nie gemaklik is daarmee nie, nê. En dan verwys hulle nou die kind miskien nou na soos 'n community keepers toe. Ons het selfs daar so 'n assistent wat ook werk, wat ook vir ons aan die hand vat. Sy reël sessies soos ons het nou onlangs gehad oor die TB en die HIV. En dan reël sy nou met mense van die klinieksusters om te kom sessies aanbied en so net daai bewusmaking te bring onder ons kinders. Ja. So ek myself, Marshall, soos ek sê, ek wou mos in die sielkundige rigting gegaan het, nê? So dit was nou een van my passies gewees. So ek het byvoorbeeld vroeër jare het ek die vak PSW aangebied, persoonlike sosiale wetenskappe. Okay. En dit gaan gepaard met jou welstand. Jou as mens, jou as kind se welstand. En van die topics in hierdie PSW is dan nou ook om te praat oor soos topics soos HIV AIDS byvoorbeeld en dan ook tienerswangerskap. Dit word nou nie baie soos kyk, ons het maar nog die jong meisies, nê? Of jonger meisies. Dit word nou nie baie in detail by ons aangeraak nie, maar veral soos met ons graad 7 dogters byvoorbeeld, nê? En dan verder mos nou op hoërskool. Die vak lewensoriëntering. Daai vak het hy spesifieke topics het dit in. En soos toe ek destyds die vak aangebied het, ek het dit gelove. Nice. Ek het openlik met die kinders gepraat en ek het my ouers ook laat weet, ons het mos soos die WhatsApp groepe met ons ouers en so voort. En ek het my ouers in kennis gestel. As u kind miskien nou huis toe kom vandag en kom sê, "O my juffrou het nog gepraat oor, sê byvoorbeeld oor seks. Juffrou het nog gepraat oor seks en dit het nou die kind so ongemaklik laat voel en al die dinge." Dan moet u kind bewus maak. Net soos u die ouer is en u kind moet inlig oor hierdie dinge, want dis 'n realiteit. Net so is dit my plig as opvoeder en veral in die spesifieke vak om u kind bewus te maak. Maar as u voel en u kind voel, maar dit is nie my plekkie, by all means, dan laat ons die kind maar dan nou die periode uitsit of wat ook al en ons teach verder. Want daar is tog van ons kinders wat dit nie hoor by die huisie. Ja. Hulle word nie dit geleer by die huisie. So, waartoe kom jou kind om te leer? Skool toe. Yes. Wat is jou as onderwyser se plig? Veral as dit deel is van jou topics, bied dit aan vir die kind. Noem die ding op die naam. Sê dit. Leer jou kind.
Want dit mag dalk die enigste kennis is wat hy kind gaan ontvang en nie by die huis van die ouer af soos wat dit veronderstel is om te wees nie. Seker. Ek dink ook wat dan op die einde van die dag gebeur is dat ek dink opvoeders moet nie meer bang is nie. Nee, ek sê nie per se vir die kind nie, dat wederzijds respek nog steeds daar is. Maar if you see something is wrong, dan moet jy intree en jy hoef dit nie so bluntly te maak sodat die ander kinders dit optel om te sê maar hulle piek op Jason in die klasie of hulle piek op Mandy in die klasie. Nee, is 'n algemeen general topic. En so word dit mos nou uitgebring. En dit is presies wat ons nou onlangs gedoen het met die TB HIV/AIDS sessie. Ons is bewus dat daar is sekere gevalle by die skool en juis omdat dit 'n touchy subject is en ons het nou nie blaatant nou so ons daai blootstelling wou gee nie, het ons 'n sessie gemaak waar ons leerders almal kon partake in dit en hulle word dan op blootgestel aan dit en aan die kennis ontvang almal. So almal is bewus daarvan. Ja. Juffrou, my sien ook is dat soms word weer in social media, maar ek sien net die een kant van die saak. Dat soms op die skole is dit ook dat kollegas verloor respek. En ek dink het word nie meer in 'n control environment gehanteer nie, dat escalate dat die kinders sien. En dan word daar respek verloor van die kollegas, die personeellede towards die kind en dis waar respek ook dan nie meer van die kinders af meer gekom het. Hoe breeds dan die skool so opvoeders daai gee om meer mature op te tree, nie soos 'n kind te raak en dan daai portret daar buite kan in die veld hê. Jy weet dit is soms moeilik Marcel, want jy kan dit regtig verloor, nê? Wanneer jy kry daai kinders wat jou buttons push man, nê? En dan weet hulle ook spesifiek watter buttons om te druk, nê? En hulle dinge is veel tot op jou uiterste, tot jy regtig nie meer kan nie. But at the end of the day, dan moet jy moet nie adult wees en jy moet besef want baie keer dan sê ons ook en ons besef dat baie van ons kinders wil ook groot mense wees. En dis waar die disrespek inkom. Hulle wil vir jou disrespek, hulle voel hulle is groot genoeg om met jou te kan terugpraat en vir jou te kan sê net waar op staan. En dan voel jy as 'n persoon, ek bedoel in my geval, ek het nou leerders wat 11, 12 jaar oud is. Ek maak 'n dogter groot wat al 20 jaar oud is. So, wie dink jy is jy om met my so te praat? My eie kind praat nie so met my nie. Jy weet, is klomp faktore wat bydra tot dit. En dit kan soms moeilik raak. Maar dis hoekom hier kom wat ek nou weer prys kan gee aan die hoër gesagte. Ons het baie keer die wellness sessies wat ons aangebied word voor. Laat jy as onderwyser ook net kan besef, ja, jou beroep is demanding, maar daar is hulp. Nee? As jy voel dinge raak te veel vir jou, moenie altyd die situasie self probeer hanteer nie. Ryk maar uit, daar is hulp. Yes. Ja. So, ons ouers moet daai verantwoordelikheid aanvat. Iets gesê. En van die ouers is baie jonk. Hulle ken nie daai verantwoordelikheid. Hoe kom hulle tot by die punt dat dis 'n ernstige saak as 'n ouer nog. En hy kind is so jong. Daai kind sê vir die kind sê vir die ma, jy gaan nie vir my sê nie want jy het 'n fout gemaak in die jong tyd, dis hoekom ek daar is. Yes. Hoe kan daai ouers, want juffrou was ook daar waar juffrou op skool gewees het en somewhere along the line moet hy ook gekruis het waar jy vir die dogter sê maar jy moet nie daai rigting dan gaan sê ek vir u die kinders is slim. Ja. Vir remind maar jy kan nie vir my sê of dit nie want jy het dan hy foute gemaak. So los my. So uit 'n oogpunt van 'n ouer. Hoe dring jy deur tot jou kind al challenge hy jou op jou kan jy discipline wys. Yes. Hoe maak jy? At the end of the day, Marshall gaan dit basically oor die fondasie wat sy geleë het, nê? Van my persoonlike perspektief af, soos ek jou gesê het, ek het mos nou daai juk heb gevat. Ja, my dogter was maar nog 'n jaar oud gewees. Ons het gebond. Sy het geweet wie is ma, wie is kind, wie is ouma, wat ook mos nou oorsiener is. En obviously pa was ook mos nou daar gewees. Van die standspoor af het ons van groot gemaak. Ja, ons was jong, maar ons het geweet wat is reg en verkeerd. Daai morals moet jy al vir jou kind van die standspoor af teach. Dit gaan moeiliker raak, hoe ouer die kind raak, want ek bedoel ons is almal tieners. Ons weet met tieners, wanneer jy 'n tiener is, dan kom daai houdings en jy weet daai neigings en goed, daai backchat en everything.
But at the end of the day, jy as ouer weet wat jy vir jou kind geleer het. Jy weet die fondasie wat jy geleer het, né? Die morals wat jy vir jou kind geleer het. So dan gaan jou kind nie noodwendig vinger terugwys na jou toe nie, because jy het jou kind geleer mos. Yes. So en so en so, right? So jou kind gaan nie noodwendig dan nie, ja, dan gaan hy daar kom, dan gaan hy daar gaan kom. Ek myself het dit hier gegaan met my eie kind. Maar dan maak jou kind net weer rustig. Sit en julle het hy gesprek, kommunikasie Marcel. That's the key. Kommunikasie. Asa. Nie baie van ons ouers, whether jy jonk of oud of wat ook al is nie, die kommunikasie is nie altyd daar nie. Baie van ons ouers praat met ons kinders soos hulle wil, vloektaal. Nou kom die kind skool toe en die kind is nie gewoond daai respek ontvang nie. Juffrou praat ordentlik met my. Ek kan nie reageer nie want ek is nie gewoond aan dit nie. Ek is gewoond aan daar word geskree op my, daar word gevloek op my. So is 'n moeilike adjustment vir die kind man. So it all starts at home. Jy as ouer moet van die standpoint daai fondasie reg geleer het en vir jou kind die regte morals geleer het. En as jy dit nie gedoen het nie, dis ook nooit te laat nie. Jy kan eers along the line, kan jy met jou kind nog steeds sy pad stap en sê, kyk boetie sussie, maar ja, ons het miskien verkeerd te werke gegaan, dit is hoe dinge was in die begin en so, maar dit is eintlik hoe dinge moet wees, né? Ek is die mami, jy is die kind, en daar moet respek getoon word. En net soos jy respek, net soos ek wil hê jy moet vir my respekteer, moet daar wederwysige respek wees. Ek moet vir jou kan respekteer. En daai is hoe ons kinders leer. Mami het respek vir my, mami weet hoe om met my te praat, so ek gaan weet hoe om met mami te praat, né? Ongelukkig, baie van ons ouers besef dit nie. En so gaan hulle maar net aan, so maak hulle maar net hulle kinders groot by the way. En dan kom die probleem nou so te sê na die skool toe. En dis waar ons ook wil ingryp. Dis hoekom ek jou sê, dit stop nie by boeke kennis nie. Ons wil graag ingryp, maar dit is challenging. Dit is regtig waar uitdagend vir ons. Maar ons los dit nie daar nie. Ons kan sien wanneer ons kinders die potensiaal het en wanneer ons kan sien wanneer hulle regtig hulle wil verander man. Nee, hulle wil daai change in hulle self hê en dan vat ons vir hulle ook aan die hand en ons probeer van ons kant af doen wat ons moet doen. En soos ek net ook genoem het, Marshall, dat ja baie by ons skool dat ons vir community keepers het, want ons as onderwysers, kyk jy het mos nog net geleer om vir die kind nou byvoorbeeld Engels as 'n vak te teach. Ja. Jy het nie noodwendig geleer om die sielkundige dinge nog, jy weet, maar dan speel hulle nou weer 'n groot rol en hulle vat vir ons lekker aan die hand. En hulle kry selfs tot op ons ouers in. As hulle sien maar hoe kan ek sê amper nou soos die lekasie, is dat die ouer nou nie lekker samewerking gee vir die onderwyser nie, dan kry hulle ook selfs die ouer in en hulle dan is weer daai band met die ouer, om dan weer verder met ons te gaan. Okay, so daar is assistance om dit 'n bietjie makliker te maak vir die opvoeders. Die ouers van 'n opvoeder perspektief, is daar tye wat jy voel dat ek gee maar op die kind want ek het nou al die avenues getry. Het dit al gekom al? Yes, definitief. Ek sê baie keer vir my ou kollegas. Ek het kollegas gehad wat vir my geteach het. Okay. Hulle was my onderwysers gewees. Ja. En hulle is nou na 30 amper 40 jaar tree hulle nou af. En ek sê vir hulle, juffrou, meeste gevalle mos nou juffrouens. Ek sê, juffrou, ek het altyd gesê ek wil soos juffrou wees en nou is ek soos juffrou. Maar nou na 10 jaar voel dit dan of vir my maar nee man, ek kan nie meer nie. Ek kan dit nie meer doen nie. Sure. Ek sê juffrou het nou al 30 plus jare agter die rug nou. Hoe het juffrou dit reg gekry? Hulle antwoord aan my is net geduld. Sure. Geduld is iets so klein maar is so valuable. En as jy nie dit het met jou kinders nie, ek dink alles te vergeefs. Sure. Want ja, ons deel met verskillende kinders. Kinders wat uit verskillende huise en omstandighede uitkom. Jy as onderwyser kan soms sê, ja, ek kan relate to dit, want ek kom ook uit die gemeenskap uit. But not to the T, right? Because daai kind word miskien snags word hy kind abuse. Jy kom uit abuse wyse. Ja, kom jy uit dieselfde gemeenskap uit. Jy kom uit dieselfde huis uit. Yes. So ja, jy kan relate to jou kind, but not to the T. So jy moet met daai kind elke dag, soos ek vir my kinders sê, elke dag clean slate, skoon bladsy. Net soos daai bly wat jy nog gaan begin opskryf in jou boeke. Net so moet ek elke dag
uit my kooi uit opstaan en sê, Here, gee my net die krag dat ek vandag die dag kan aanpak en my kinders met nuwe oë kan sien. Die dag met hulle kan begin opnuut. Kwai. Ons vergiet van gister. Ons begin opnuut. So whatever happened yesterday, ons los dit in die verlede. Ons begin op 'n nuwe bladsy. So weer eens, dit is challenging, dit is regtig, soos ek sê, ek is maar nog 10 jaar is baie kort as jy nou dink aan onderwysers wat al 30 plus jaar agter die rug het, is baie kort, maar dit raak uitdagend. En soos ons skool se mantra vir ons leer, hou moed, wees sterk. En dan sê ek by, môre sal die son weer skyn. Nice. Yes. Voel jy veilig by die skool? Ja. Ons weet baie van ons kinders, kom, as jy nou praat van veilig, praat jy nou van oor die kind of die skoolgebou? In algemeen, In die algemeen, Ja. okay. So ons weet baie van ons kinders, is kinders van gangsters, Okay. right? Baie van ons kollegas moet in die middag met hulle maatjies stap tot by die hek of so en dan sal hulle ook sien, die kindjie is die gangster se kind en so en dan, jy weet dan is hulle nog bietjie skrikkerig en so, maar een ding van ons ouers, maak nie saak of hulle nou in die gangsterisme is of nie, hulle sal nie noodwendig lelik wees teenoor ons as opvoeders, because they know, dit is die persoon wat my kind opvoed. So ek gaan nie noodwendig lelik wees nie. Ja. Maar met dit gesê, as ek sien jy behandel my kind reg, dan kan ek ook anders my houding dan nou change teenoor jou. Maar oor die algemeen, Marshall, ek persoonlik voel veilig. In my skoolgebou, in my skoolgemeenskap, ek voel baie keer hartseer Sure. vir my kinders wat agterbly. Ja. Want soos ek vir jou gesê het, ek is gebore en gesout in Kloetiswil, maar 'n paar jaar gelede verhuis. So as ek by my woning is en ek kry nou die boodskappe of die next dag by die skool vertel hulle nou van wat het nou weer gebeur by hulle huise, voor hulle voordeure, hoe hulle moet plat lê en skuil en alles die my hart raak swaar. Behalwe dat ek familie en vriende het in Kloetiswil, as ek dink aan my kinders en veral vakansietye, Marshall, dan gaan my hart uit vir my kinders. So ja, in die skoolgebou self, en soos ek wil sê, baie keer is ek nog van die laaste en laatste mense in die gebouwe. Ek voel nie dat enigiets gaan nou met my gebeur nie. En sê as met die kinders met wie ek dageliks deel, die ouers met wie ek dageliks deel. Ja, ek is ook 'n ouer en ons kry difficult ouers. Ons daar gaan altyd verskille wees, né? Maar ons vind 'n manier om dit uit te sorteer. So dit is dit nooit, ek dink in my 10 jaar het dit al ooit gebeur dat dit op so 'n manier is dat ek voel bedreig deur of 'n ouer of die gemeenskap in Kloetiswil. Oor die algemeen was ek maar nog altyd veilig. Ja. Geloof met God. Hoe is juffrou se geloof met God? Baie sterk. Dis hoekom ek aan die begin gesê het, voor ek kan sê wie se biologiese kind ek is, begin ek weer te sê ek is 'n dogter van die koning. Want ek weet is hy wat vir my staande hou daagliks sonder hom Marshall. Alles te vergeefs. Ek noem hierdie die wisdom session. Daar is 'n meisie, 'n jong man wat in hierdie beroep wil gaan. Maar met wat huidiglik nou gebeur, is hulle vreesbevange. Hulle voel dat ek gaan dit nie maak nie. Wat 'n boodskap het juffrou vir so 'n kind wat op die drempel gaan om te sê dat nee, ek sien vir myself in hierdie beroep nie. Nie dat juffrou die persoon wil force om te sê gaan in hierdie beroep nie. Maar At the end of the day, Marshall, soos ek ook geleer het, ons beroep gaan nie noodwendig oor die salaris wat ons kry nie. The paycheck, it's not worth it, right? But at the end of the day, dit gaan oor die doel. Jy moet besef waarom jy in die onderwysing wil gaan. Wat is dit wat jy wil bereik? Wie is dit wat jy wil bereik? Want baie keer dan kry jy studente wat in die onderwys gaan, wat uit gebroke gemeenskap uitkom en hulle voel dat as hulle in daai beroepe gaan, hulle kan die kinders wat na hulle kom, die nageslagte, kan hulle uitreik na toe en vir hulle wys maar daar is beter dinge in stoor in die lewe in. So vir 'n toekomstige onderwyseres, ek sal sê byt vas, nee? Het hy haar op jou tande man. As jy weet dit is
jou passie, kinders is jou passie. Moenie bang wees vir die uitdagings wat daar is nie. Want die uitdagings is die myne. Ja, is die mees uitdagendste, né? Dit kan soms jou siel kan dit aantas, maar as jy weet die doel hoekom jy dit doen, is om my kind te reach, then by all means, Sure. go for it. Baie nice te sê. Juffrou, die laaste vraag. Is daar hoop? Kom ons maak dit persoonlik vir Kloeties wil. Definitief. Definitief. Ek sê weer, soos die gesegde in die Bybel sê, ons skoolse mantra, ons moet sterk wees en vol moed. En ons moet onthou, môre sal die son weer skyn. So, al reën dit nou katte en honde vandag, die geskietery en alles gaan aan, né? Dit wat in die gemeenskap heidaglik gebeur, dit gaan nie vir ewig wees nie, né? Daar gaan aan die einde gaan 'n reënboog kom en daar gaan 'n brighter future wees vir ons kinders. Sure. Juffrou weer eens baie dankie. Hier is ouers wat na hierdie video kyk. En hier is ook even opvoeders wat na hierdie video kyk en hulle wil uitreik na juffrou want hulle wil 'n meaningful conversation hê. Yes. Jy is by 'n seminar of by 'n workshop of by 'n wellness day as ek dit nou so mag noem. Word daar met groepe gesels. Daar word nie as nooit tyd vir 'n one-on-one conversation nie. Maar hierdie een persoon voel dat hulle wil regtig waar met juffrou. Hulle is moedeloos. Hulle Spreuke sê dit so mooi, swaar woorde, lelike woorde druk ons af. Mooi woorde lig ons op en hulle het regtig waar hulle is honger vir daai mooi woorde. En juffrou het vandag net vir ons mooi woorde gegee. Was nou 'n teks, was niks lelik gewees nie. Dit was regtig 'n hart wat klop vir ons. Kom ons maak dit vir die kinders. Yes, En definitief. so lei dit na die community toe van die huis en dit word dan die ouers ook ingesluit. So as iemand voel hulle wil na juffrou uitreik, is juffrou beskikbaar om met iemand 'n conversation te hê. Ek weet juffrou is baie besig. Dis assessering, dit is familie, Ja. dis skool self. Daar's nooit tyd vir jouself nie. So sien juffrou kans, ek sit nog vir juffrou op die spot. Enige tyd, Marshall. Enige Ek tyd. wil hê juffrou moet juffrou se nommer opsit, maar Ja. ek dink as die mense na hierdie video kyk, kan hulle comment hierop. Juffrou is op social media, Net WhatsApp, not Facebook. Instagram, Nope. nou Instagram, nou Facebook, niks TikTokie. Okay, net WhatsApp. Yes. Alright, juffrou weer eens baie dankie. Ek weet dit was nie maklik nie. Soms moet 'n mens baie versigtig is met wat jy uiter. Ja. Want jy kan jouself kontradik. Ek het met mense gepraat wat government officials is. As baie telke male wat hulle my sê met Marcel, ek kan nie dit antwoord nie want ek kan my werk verloor. Ja. Of ek kan die organisasie vir wie ek government organisasie vir wie ek vir werk of aan diens is, kan ek in disrepute in plaas. So ek gaan nie daai rigting maar juffrou met vrymoedigheid want weer eens daar is 'n selfvertroue in u en wat net van bo af kom. Yes. Niemand anders kan daai selfvertroue vir u gee nie. Dit is net van bo af en baie dankie vir dit. Baie dankie vir ons om net weer kom. Ek wil nie sê op die vingerstukkie. Maar net weer vir ons te kom bewus maak dat guys, ons kan dit doen. Ja. Ons kan hande vat. Ek het nog gesê die laaste vraag, maar ek dink nou wat ek praat van op die vingerstuk. Is daar nog 'n plek vir corporal punishment in skole? Ek sal sê daar's beter maniere. Daar's beter maniere. Onthou, hurt people. So ons wil nie daai onder ons kinders hê nie, né? Ek sal sê daar's beter maniere man om ons kinders te dissipline. So dit hoef nie noodwendig te wees ek sak jou met die lat of so nie. Jy weet soos dit destyds was nie. Ja. Ja, baie mense sê die paksela moet weer teruggebring word in die skole en dit gaan van ons kinders beter mense maak en so want kyk hoe ons uitgedry. Maar vandag die lewe is anders man. Die lewe is anders. So ek sal sê daar's beter maniere om kinders te dissipline. Dit hoef nie noodwendig corporal punishment te wees nie. Weer eens, juffrou, baie dankie. Ek sit vanoggend en ek vra vir die vader in die aanloop van hierdie episode. Ons het laasweek 'n conversation gehad wat ons nou nie by die appointment gekom het, maar is fine. Ons sit nou vandag hier so dat dit gebeur en ek vra toe vir die vader wat moet ek vir Roxanne gee om vir op die pad te sit en ek lees vanoggend ek het my daily devotion het my nie hiernatoe gedryf nie. My
my daily devotion was op 'n hele ander skrifse en wat toe gebeur is dat toe ek nou deur dit gaan en ek sê toe okay, ek gaan na 'n ander chapter lees en dis toe waar ek op hierdie gedeelte toe kom. Dit kom uit 2 Peter chapter 1, hè. En dit kom uit vers 6 en 7. Here you will realize your inner strength and how fully competent you are to prevail in patient perseverance in the midst of any contradiction. It is from within the place of enlightenment perspective that meaningful devotion and worship ignite. In worship, you will find a genuine fondness for others. At the heart of everything that faith unfolds is the agape love of God. Dit Amen. is Amen. straight van die Vader se mond af na u ore toe. En alles wat hy aangehaal het vandag hierso is wat hierdie 2 verse vir ons sê uit 2 Petrus chapter 1 6 en 7, die middelvertaling. En die inner strength wat soos ek voorheen gesê het, hy self-confidence, dit kom net van bo af. Hy het die liefde vir mense en die Vader sê dit so mooi, voor ons nog self lief gehad het hy vir ons lief. Yes. En liefde is een van sy gebod sy gebod wat ons moet uitleef nou. En juffrou leef dit uit. Ek kan dit sien. Dit is nie oor 'n veld wat hy in is vir 'n werkie, Ja. karriere nie. Ja. Dis 'n passievolle Yes. wat jy uitleef dag na dag. En worship, dis my perspektief. Worship is nie net waar jy gaan sing in 'n kerk en gaan worship en God se naam groot maak nie. The true form of worship is wanneer jy God toelaat om deur jou te skyn, Yes. deur jou te werk. Yes. Dit gebeur elke dag. En daai kindertjies elke dag kom ervaar hulle regtig wie God is. Dit is wat vir hulle, jy het gepraat van jy moet jouself remind Yes. waar jy dageliks in die spieël kyk en vir jouself net kom remind wat se doel. Yes. Daai kinders sien hulle self dageliks in die spieël van juffrou om te sê dat wow, daai liefde. Wanneer juffrou so met hulle praat en hulle is nie gewoond aan daai soft tone liefdevolle omhelsing, receiving vir hulle elke dag is wat hulle huis toe gaan en hulle mammas en hulle pappas gaan so verbaas om te sê wat wow, hoe is dit moontlik? Waar die skool 'n Woensdag het juffrou daai inner peace om self te sê guys, relax. Kom ons kry onsself weer bymekaar. Ja. Ons is hier vir 'n groter doel en kom ons maak hierdie dinge sukses. Yes. Soms as 'n mens in 'n posisie is of waar mens in is of waar hy geplaas is, sien 'n mens die groter prentjie wanneer jy so gefokus is, Op goal die driven. nou. Ja. Yes. Ja. Maar vandag wil ek vir juffrou net kom sê dat there's a far bigger purpose as Ritenbos homself. Dat is vir Kloetiswil. Juffrou het dit self gesê, juffrou hulle vat hy verantwoordelikheid op juffrou en ook die mede-kollegas by Ritenbos. Dankie vir dit. Dis nie almal wat dit so sien om dit op jouself te vat en Ja. te dink dat okay, as jy ouer na die party toe kom, ek gaan probeer at least. Ek gaan nie my hande in die lug en op Yes, sy juffrou voorgesê yes. het nie. Ek gaan probeer en as dit nie gaan werk, gaan ons weer try. Ja. En ons gaan weer try. Ja. Somewhere along the line met die narrative change. Kloetiswil het meer mense nodig soos u. Dankie. Dankie dat u nie opgee op Kloetiswil. U is in Eiderswil, ek kan gesê, kyk hierso, Kloetiswil. Dankie, maar goodbye. Ek gaan liewer iets anders Yes. kies. Yes. U hou nog aan, soos u sê, hou aan die lese van die skool, hou moed Yes. en dankie man, vir net weer 'n reminder dat môre sal die son weer skyn. Yes. Sterkte vir julle. Ek glo daaraan. Al is dit 2 of 3 kinders wat juffrou nie in die system in gaan verloor, Ja. maar letterlik hulle lewens verloor en juffrou kon lig hulle op en te sê dat guys, come on. Dis nie wie jy is om as jou broer of jou suster te gaan Ja. sien te word of as jou ma of jou pa nie. Jy's vir veel beter in staat. staat. Dan so be it. En ek glo dan hierdie wat juffrou moet doen gaan aansteeklik is vir ander skole. Gaan aansteeklik is vir ander opvoeders wat al klaar is. Ja. Wat ander beroepe gekies het om te sê dat hulle sien nou hierdie kind en dan kom hy agape liefde net wat hulle sien van Ritenbos. Wow, kom ons doen dit. Kom ons gee nie op nie. Kom ons druk deur. Kom ons Ja. hou aan. Kom ons wees positief oor Yes, hierdie hele yes. situasie. Juffrou, weer eens baie dankie. Mag dit vir julle 'n jaar wees wat
daai vrugte wat julle of daai saadjies wat julle geplant het vir die 10 jaar, vir die 20 jaar, vir die 15 jaar, vir die laaste 3 jaar mag dit nou begin vrugte skiet en mag juffrou dan ook en die opvoeders daai vrugte geniet men waarmee julle besig is by Ritenbos. Julle dis Wisdom of Solomon. Dis ons eerste guest vir Taking Hands. Dis juffrou Roxanne Rode en ons as Wisdom of Solomon baie dankie. Wat Signing out. plesier. Tot ons weer mekaar sien. Baie dankie juffrou. Plesier. Juffrou is 'n rockstar.